Baie welkom almal by Kuier in die Woord vir die soveelste keer op hierdie Woensdag, die 14de Januarie 2026 en hier is hierdie nuwe jaar ook amper verby. Dit gaan so vinnig, né? Okay. Jesaja 43, Pastoor Mimpie, jy het baie moeite gedoen weer en vir ons navorsing gaan doen Oh yes, en so meer. is 'n pragtige hoofstuk hierdie. Is 'n pragtige hoofstuk. Weet julle, laat ek net gou sê, 'n mens kry jou krag uit die woord uit. Het julle dit gevind? Die woord het krag. En omstandighede is nie altyd wonderlik nie, nee. Maar soos wat jy luister na die woord, ek en jy het gister gepraat, dis die goue pot manna. Dis kos wat jou dra deur jou moeilike tye. Jy sal weet, toe jy Fanie pas verloor het, hoe het die woord jou gehou en gepreserveer. Amen. Niks anders, niemand kan jou help nie. Amen. Wel, as ons baie mooi daaroor nadink, Jesus is die woord wat vlees geword het. Nou het ons die woord, die Heilige Gees binne ons lei ons in die volle waarheid. Yes, amen. En wanneer ons hierdie Jesus woord so om dit kuier en so deel maak van ons lewe, dan word ons gedagtes, denke al meer Christus. En Christus is verlosser. Die verlossing is in die woord. Baie mense, Jesus is my verlosser, maar dan bly hulle net daarby, maar hulle lees nooit die woord nie, hulle kuier nie om die woord nie, hulle mediteer nie op die woord nie. Die Hulle krag eet nie. lê in die woord. Want jy het onlangs die kragwoorde, Yes. en daarmee bedoel ons nou nie Afrikaanse vloekwoorde nie. Die Griekse Ons praat van die kragwoord. Griekse woorde, kragwoorde, het julle almal ondersoek, baie wonderlike dinge ontdek daarin, en weet julle wat, daai krag lê toegesluit in die woord. En wanneer jy die woord vat, jy begin die woord lief kry, jy begin die woord jouself voed met woorde van geloof, kom daai krag vry, want die krag is in Jesus. Selfde krag wat Jesus het dode opgewek het, in die woord, in Christus Jesus, maak jou los, en jy ontdek daai selfde krag werk in en deur jou, en daai krag het een groot naam, liefde. Goed. Ek dink nou dadelik aan die Israeliete wat in die woestyn was en hulle het geleef van die manna. Nou die manna is mooi, nee. Ja, daar is Het baie elke goed. oggend geval. Nee, dan was dit vars. Dan moes hulle dit gaan optel. En dis is met die woord, nee. Dit was hulle, jy weet, dit was Ja. hulle lewensonderhoud in die wildernis, in die woestyn. Nou baie mense het woestyn tussen die ore naderop en dan sê jou lewe is niks. So hoe kry jy dan manna? Jy kry hierdie goue pot, wat in die goue pot is manna. En waar was dit gebeure? In die ark van die verbond. En julle weet die ark van die verbond is Christus. Dit is 'n skaduwee en tipe van die werklike wie Christus is. En Christus is nou waar. Wie het hom aangeneem? As jy hom aangeneem het, as jy deel van die verbond, is hy nou binne in jou. Maar hoe vermeerder Christus in jou? Deur die woord. Jy het hierdie manna, Pastoor Mimpie. Ons eet nou hierdie manna, hierdie lewendige manna, hierdie geestelike manna. Die ou bedeling was dit fisiese kos, nuwe bedeling is dit geestelike kos. En dit het ewige lewe. En Jesus sê, as julle my eet, Johannes 6, hy sê vir homself daar, hy is die manna wat uit die hemel neergedaal het, die lewende brood, Johannes 6. As julle my eet, het julle ewige lewe. Nou, wat beteken dit? Beteken jy, tyd het verval, afstand het verval. Dit beteken hy is teenswoordig. Ewigheid beteken jy is in sy teenswoordigheid. En in sy teenswoordige oomblik is daar nie tyd nie, is daar nie afstand nie. Mense, dis waar ons nou kan wees. Amen. Wow, raak dinge te veel vir jou? Vlug in. Vlug in Psalm 91, in die skuilplek van die Here, en skuil onder sy vlerk. Maar gister se woord is nie in staat om jou vandag te hou. Ja, jy het hom nou klaar Maar die geëet. manna Ja, is elke dag vars. vas. The En as jy wil steadfast oorlaat love, vir môre, dan kry jy dit wurms. the steadfast love of the Lord never ceases. Ja. His mercies never comes to an end. Ja. They are new every It morning. endure forever. New every morning. Elke dag. Weet julle wat? 'n Mens kan nie dit opstoor soos die manne en sê, okay, ek weet môre gaan 'n moeilike dag wees, so ek tel dubbel op nie. Nee, dit is elke dag vars
en niet. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wow, ek hou so van hierdie. Wees nie bevrees nie, want ek het jou klaar verlos. Amen. Sê ek is verlos. Ek is verlos. Ek is vry. Ek hou van daai liedjie. Ek is Dis vry. verlos. Vry. Ja, dat is baie lekker. Christus Maak maak my my vry. vry. Wat sê jy met jy wil sing? Ek is verlos. Ek prys die die Here, Here, ek is verlos deur sy woord. Die bande van sonde is verbreek. Ek is verlos, ek prys die Here. En jy weet wat sonde is, né? Kom gou, help gou vir my. Wat is sonde? Mis die merk. Is die Griekse woord harmatia, beteken mis die beeld van die Vader wat liefde is. Mis die merk. Hallo, wat is die liefde? Wanneer gaan jy dit kry? Jy het dit klaar, want jy hom aangeneem. Wie het jy aangeneem? Hom wat liefde is. So jy's nou deel van hom, jy's een met hom. So wie is jy? Jy's sy kind. En as God liefde is, dan is jy sy kind. Liefde. En wat is liefde? Galasiërs 5:22 verduidelik liefde. Dit sê dit is blydskap, vrede, Amen. geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. So maak jy saak wat die wêreld vir jou gooi nie en wat mense jou wil aandoen nie. Jy's kalm, jy's rustig, jy het selfbeheersing. Jy sê dit vir jouself, want jy het vroeg vanmôre opgestaan en jy was in die teenswoordigheid, die tydlose afstandloosheid van die Vader. En jy het die woord geniet, jy het die woord geëet. En jy besef al hoe meer wat die woord sê vir jou wie jy is, wat jy kan doen en wat jy besit. En die woord sê vir jou, jy is God se kind. Jy is liefde, jy is blydskap, jy is geduldig. Jy het jouself so in dit ingebid en sê, dankie Here, ek is dit klaar. Hierdie krag is in my. En nou maak die saak wat die dag vir jou gooi nie. As ongeduld na jou kant toe kom, raai wie's geduldig, jy. As vredeloosheid na jou toe kom, raai wie's jy. Vredemaker. As onvriendelikheid op jou pad kom, skakel jy hulle aan met vriendelikheid. As ongeduld daar is, jy is die geduldige ene, sagmoedige ene, goedheid ene, want die goedheid van die Here is in jou. Kom, sê dit van jouself. Amen. Jy is wat jy van jouself sê. As jy sê, nee, ek is 'n ou sukkelaar. Ek kry niks reg nie. Ja, wil jy my sommer 'n klap gee, né? Of Nee, moet daai ek vir ou. so 'n klap gee? Nee, daai ou wat altyd so sê, ja maar. Ja, maar dis tipies die gesindheid Dis van daai ou wat ek wil in die hande daai kry. ou, ja, wat so teken in 'n ou se kop wil opstaan, hè. Dis die ou man. Wat homself wil jammer kry. Ek het nou verlede Sondag daai deeltjie eintlik nou gemis wat ek moes gepraat het van Gideon, waar hy gesê het, Here, hoe kan ek die volk gaan red? Ja. Ek die swakste stam is ek deel van. En in Yes. die swakste Swakste- van die swakste Is ek stamme die swakste van is alle die swakste? swakste familie. En ek is deel van hierdie swakste familie. En in hierdie swakste familie is ek die swakste. En die Here sê, dapper held, gaan, ek stuur jou. Because it's not your power. Ja. It's not your power, it's God's power. Ons moet altyd onthou, word kragtig in die Here, Efesiërs 6, Ja. en in die krag van sy sterkte. Nie jou eie krag nie. Nee. In jou eie krag gaan jy 'n bekgeveg doen. Weet jy wat 'n Bekgeveg. 'n bekgeveg. Tot iemand jou weer bek slaan. 'n Bekgeveg is waar jy sê so en die ander persoon sê so en die ander persoon sê weer so en dan sê jy daai persoon nog slegter en dis 'n bekgeveg. 'n Bekgeveg. Okay, dis 'n nuwe een. Ja. Nou, hierdie wees nie bevrees nie. Weet jy wat? Ek hou van daai skrif wat hy sê. Hy sê, Yes. die Here het ons nie 'n gees gegee Van van vrees. vreesagtigheid nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Julle vind vir my daai skrif. Dis in een van die briewe. Hi. Waar weet jy hom? Hi. Weet jy nie waar staan hy? Nee, weet jy waar hy staan? Dis in Timoteus. In Timoteus. Yes. Jee. Dis Okay. kom ek jou saamgebring het. Jy's my encyclopedia, wat sê ding? Sê weer? Lof tog maar. Nee, wat sê woord sê mooi? Ensiklope. Dis 'n ensiklopedia. Ja, julle dink ek is dom, né? Dit is 2 Timoteus
1 vers 7. Lees hom vir ons weer. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en Selfbeheersing. Jy het dit klaar. Weet jy, sê dit vir jouself. Sê ek het dit. Wat vang julle? Jy is liefde, jy is God se kind, jy het selfbeheersing. En nou is klaar jou verlosser en ek is nie bevrees nie. Julle ouetjies wat nou gaan werk soek. En nou moet jy jouself gaan present. Sê vir jouself, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. En kyk hoe die glinster jou oë en hoe sterker lyk jy as jy regop staan. Staan penoorent. Kyk hulle in die oë. Ek hou van 'n man wat 'n bars hou. Kyk, wat is daai mooi Ek hou gedig? van 'n man wat 'n man kan staan. Wat hy hou kan slaan, né? Ja, Of 'n vrou, soms- is dit 'n vrou wat die hou slaan? Ek dink is die vrouens ja. Ja, dis waarom die man so bang raak. Okay, goed, gaan aan. Okay. As jy deur die water gaan, is vers 2, is ek by jou en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Hy verwys terug na Eksodus 14 toe, waar die Israeliete voor Farao se leermag uitgevlug het. En vers 6, Eksodus 14:6, daarom het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste gevegsmanne op elkeen daarvan. En nou julle weet wat het gebeur. Hier trek hulle agter die Israeliete aan en hier staan Moses met sy volk. Ja, die see Voor het nou, hulle- die see het nou gesplit, so hulle is nou op droog Ja. grond hier. En weet jy, dit wys jou hoe dom kan baie mense wees, né? Hierdie ouens wat dink hulle is so slim. Ons sien vandag se wêreldleiers wat wil oorlog maak met al die ou klein. Hulle is regte boelies. Ek gaan nou nie eens name noem nie. Hulle boelie die kleiner lande. Maar in elk geval, hier kom hierdie ou groot Farao met al hierdie strydwaans en hy sien die see het gesplit. Hy sien dis 'n wonderwerk. Dit moet God almagtig wees. Hy sien hoe daai volk moet deurgaan. Maar hulle is so dig. Hulle gaan wraggies ook deur. Amen. Kan hulle nie dink hier's iets aan die gang nie? En toe pastoor Mimpie. Vers 16. Ja. Moses, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, Ja. sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En dan gaan ek so 'n Jy bietjie moet nou kom by daai skip, deel ja waar hulle nou agterna gaan. En toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het die see droog gemaak en die waters het gekloof. En die kinders van Israel het binne in die see op droë grond deurgetrek en daar was 'n muur aan hulle regterkant en 'n muur aan hulle Ja, hulle kom linkerkant. so kyk na Vers die muur, dan 22. sien hulle hoe die shark so van die smile. Die haai, né? Ek weet was daar haie in daai see, ek weet. Okay. Vers 23. En toe het die Egiptenaars agter hulle aangejaag. Kan jy dit glo? Al Farao se perde, sy strydwaans en sy Hulle ruiters sien hierdie wonderwerk. die see in. Tog al. En die Here het in die môre waak die vuur en die wolkkolom op die Egiptenaars afgekyk en die lees van die Egiptenaars in bewaring gebring. Vers In verwarring. 26. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand weer uit oor die see, dat die waters kan terugvloei. En die Egiptenare was in die middel gewees. En Moses het sy hand 27 oor die see uitgesteek en die see het teen dagbreek in sy beddings teruggevloei en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see En dis vir my gestop. baie mooi simboliese taal. So Toe het die waters teruggevloei Ja. en hulle het die strydwaans en die ruiters en Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond deurgetrek en die waters was vir hulle 'n muur aan die linkerkant en 'n muur aan die regterkant. Dis hoekom hy sê, as jy deur die waters gaan, hierdie sal jy skrifgedeelte veilig hierso ja. wees. En nou sing ons daai liedjie. Ek sal sing tot eer van Van God, want hy het glorieryk oorwin. die Perd en ruiter in die see gegooi. En Nou- dis uit hierdie Nou, uit. wanneer ek sien dat hierdie waters dan nou hierdie Egiptenare, hierdie oorlogstuig, al hierdie gevaar, al hierdie vrees wat hulle ingeboesem, so heeltemal nou
verswelg, sien ek hoe die water van die woord wat ons nou inkry, Jesus Christus, al die nonsens tussen ons ore, al die vrese, al die spanning verswelg. Sê amen. Amen. Wanneer jy die woord inkry, maak die woord jou rustig. Psalm 23. Jy kry die rustige waters, die groen weivelde en jy word kragtig in die Here. En as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie. Ek wil net gou hier iets sê. Geestelike vlam. Luister mooi wat ek sê. Die geestelike vlam van die olie van die Heilige Gees is 'n sterker vlam as 'n fisiese vlam. Dit het superiority oor die fisiese vlam. Dis waarom toe Daniël se vriende in die vuuroond beland, kon die fisiese vuur hulle niks doen nie, want hulle was gevul met die geestelike vuur van die Heilige Gees, wat 'n geestelike vlam is. So vuur kan nie vuur brand nie. En wat vir my altyd mooi is, Amen. in Yes. 'n vuur kan daar koelheid wees. Yes. In 'n tornado of orkaan wat oor 'n plek gaan hy oor en hy verwoes daai plek, maar in sy oog van die orkaan is dit stilte. Dit is nie wonderlik. So in die storm van jou lewe bring die Here vir jou stilte. In vuur bring hy vir jou koelte. Wow, koeligheid. En sy woord, weet jy wat vir my baie mooi is? Jesus is die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. En soos Johannes 6, wanneer ons hom eet, ervaar ons God se lewe, God se ewige lewe. En daar's vuur in daai voedsel. Hierdie brood wat ons vanmôre eet, hierdie hemelse manna, het vuur in. En dit brand al die kaf uit, al die nonsens uit, wat storms in jou lewe kan veroorsaak. Man, Ek wil nou net vir jou een ding hierdie sê. is so mooi. Ek wil vir jou een ding sê. Die Yes. storms in jou lewe, gaan kyk mooi daarna. Jy sal altyd sien, daar's altyd mense betrokke. Jy sal ook sien dat jy's eintlik die hoofoorsaak van daai storms. Want jy het toegelaat dat dinge inkruip wat dit nie moes inkruip nie. Maar wanneer ons die woord van die Here liefhet en ons laat toe dat die woord van die Here ons was, die vuur van daai woord, al die nonsens wegbrand, en ons kry 'n suiwer gesindheid van Christus tussen ons ore, weet ons hoe die lewe te kan hanteer. Doen ons dit reg? Raak ons nie kwaad nie, raak ons nie ongeduldig nie, verloor ons nie ons selfbeheersing. Jy sê? Daniël 3. Ja. En julle ken die storie. Nebukadnesar het 'n beeld gemaak en hy het gesê, almal van julle moet neerbuig. Okay, Daniël en sy vriende het nie neergebuig nie. En toe kom Nebukadnesar en hy sê weer, ek gaan julle weer 'n kans gee. Ouens, ek gaan julle weer 'n kans gee. Miskien het julle nie mooi verstaan nie. Nee. Ek gee julle nog 'n kans. Ek gee julle nog 'n kansie. Ek gaan weer laat hulle speel op die siters en die musiekinstrumente. As julle dit hoor, moet julle buig voor hierdie beeld. As julle nie buig nie, gaan julle in die vuuroond gegooi word. Toe sê Sadrag, Mesach en Abednego aan koning Nebukadnesar, ons ag dit nie nodig om hierop 'n antwoord te gee nie. Ons gaan nie eens daaroor praat nie. Ons gaan nie eens daaroor praat nie. It's non-negotiable. En dan lees Hy verder. sê, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Nou hierdie is vir my so mooi. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. Ons sal nie ons vlieg buig En nie. die goue beeld wat u opgerig het, sal ons nie aanbid nie. Toe Nebukadnesar woedend geword, sy gelaatstrekke het verander. En hy het die oond baie warmer En gemaak. oond 7 keer warmer gemaak as wat nodig was. 7 keer warmer. En toe het hulle ingegooi. Ek skiep En selfs daai ouens wat hulle ingegooi het, die was so warm, hulle doodgebrand. Doodgebrand. En hier val hierdie 3 ouens in. Yes. Goed. En vers 24 van, ek net vir die mense wat graag dit wil volg, Daniël 3 vers 24. Toe het Nebukadnesar verskrik geword en opgestaan en hy sy raadsmanne toegespreek en hy gesê, hoeveel manne het ons ingegooi? En hulle sê, 3 o koning. En hy antwoord en hy sê, kyk, ek sien 4 manne Hey. los binne in die oond. Wie is die 4de ene? Wie is daai 4de ene?
En die voorkoms van die 4de een lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadnesar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en geroep en gesê, Sadrag, Mesach, Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. En ek skip so 'n bietjie, en gesien dat daardie manne, dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het nie. Die hare van hulle hoof was nie geskroei nie, en hulle mantels het geen verandering ondergaan nie, en die reuk van die vuur het nie aan hulle gekom nie. Wow. How is it possible? It's a miracle, because they were filled with the fire of the Holy Spirit. En die manier hoe dit gebeur, mense, is 'n lewe in Christus. Kuier om die woord, wees lief vir die woord. Neem die woord elke dag weer opnuut aan, nuwe woord. Dit groei in jou. En die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid, en hierdie woord het ook vuur in. En dit brand al die nonsens uit. Amen. Amen. So dis waarna hy hier verwys. Vers 3. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë en hoog geag is en ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Skielik dink ek aan 'n getuienis van 'n vrou wat by 'n Heilige Geesdiens was. En sy het so in tale gebid en sy het so vol geword van die krag van die Heilige Gees. En sy het teruggeloop na haar huis toe. En terwyl sy loop na haar huis toe, is daar 2 manne wat probeer om haar aan te rand. En hulle gaan vir haar, en toe hulle naby haar kom, toe gaan hulle agteruit. En toe sê die een vir die ander een, ons kan nie aan haar vat nie, want sy brand. Wow. Dit lyk soos 'n vuur. Sy brand. Die vrou brand. Die vrou brand. Ja. En sy hoor dit wat hulle sê, en sy dink, Ek weet sy haarself doodklap. ek brand nie. En hulle daar gaan sit, en hulle het gekyk hoe sy huis toe loop. Hulle kon nie aan haar raak nie, because why? Sy was gevul met die vuur van die Heilige Gees. Ons het 'n suster gehad met die Yes. naam van Helene Watkins. Sy's nou in die hemel. Dierbare suster van die Here, baie getrou, baie lief vir die woord. En ons het een aand, ek dink dit was 'n aanddiens gewees. Is 'n Vrydag aand nie, dit Van was Vrydag aand intersessie. was 'n intersessie, ons het voorbidding gedoen. En toe sy alleen terug huis toe, en haar man het nie saamgekom nie. En toe sy daar by haar voorhek kom, toe is daar 'n man wat haar wil aanval So met 'n prieel, mes. met 'n drywe prieel, waaronder sy die kar ingetrek Ja, het. en Yes. nou haar man se bynaam was Gog. Sy het hom Gog genoem. Sy het hom genoem Gog. My Gogga seker. En later toe gaan die ga uit en dit is net Gog. Okay, dis nie meer ja. Okay, in elk geval. En sy skree, Gog! Gog! Kies iemand. En sy hoor sien Gog gaan haar nie hoor nie. En die volgende oomblik besef sy iets en sê Jesus! In die naam van Jesus, en daai man laat val alles. Gooi die mes neer. Gooi hom neer en daar hardloop hy. So wat hy gesien het, het ons tot vandag nie gehoor nie. Maar dit het werklik gebeur. Die naam van Jesus is kragtig, mense. Okay, goed. Vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. En ek sal aan die noorde sê gee en aan die suide sê hou nie terug nie. Bring my seuns van ver af en my dogters van die einde So van die die seuns en aarde. dogters is deel van die verbond. Wie's nou deel van die nuwe verbond? Almal wat Jesus aangeneem het. Hier in die ou bedeling was dit rasgerig geweest, in die nuwe bedeling is daar geen Griek, geen Jood nie. Almal is een in Christus. So hierdie is vir my baie mooi. Bring my seuns van ver met ons in die aarde af. Nou hierdie aarde wees die Hebreëse woord eretz wat beteken landstreek. Dit praat spesifiek van die beloofde landstreek van die verbondsvolk van die Ou Testament. Dit praat nie van planeet aarde nie. So verstaan dit, praat van daai landstreek. Okay, goed. Goed. So ons moet onthou, as jy in moeilike omstandighede is, as jy in
trials is, as ek dit nou in Engels kan noem, trials and tribulations. God is with you. Hy is met jou. Hy is met jou. As jy in die vuur is, hy is met jou. As jy in die water is, hy is met jou. Al spreek As jy in die woordelik, hof ja. is, hy is met jou. As jy in die hospitaal lê, hy is met jou. Hy is oral. Ja, hierdie is nou beeldspraak van ek is in die vuur, ek is onder omstandighede, ek is in die storm. Verstaan julle die beeldspraak? Okay. So, vers 7. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer het en wat ek ook gemaak het, bring uit die volk wat blind is en tog oë het en doof is wat ore het. Hierdie is vir my so funny, because jy sal vir die mense preek en sê, mense, die oplossing is in die woord, die oplossing is om die Here te dien, die oplossing is om in sy gees te wandel, en die mense sal sê, wat sê jy? Ek verstaan Hy praat hier van geestelike ore wat moet oopgaan, geestelike oë wat moet oopgaan. Yes. En dan vers 9, al die nasies wat saam vergader en die volke is versamel. Okay, net die van julle wat notas neem, daar is van julle wat notas neem. Vers 1 tot 7, moenie bang wees nie, God is met jou. Moenie skrik vir omstandighede nie. Yes. As jy slegte nuus kry, weet jy wat doen jy dan? Moenie dadelik afgaan en iets sê nie. Bly stil, raak rustig, gaan in jou skuilplek in, lees die woord van die Here. Skryf ook daarso, God is met jou, en hy is ook saam met jou in jou moeilike omstandighede. Gewoonlik wanneer 'n mens slegte nuus, skielik slegte nuus hoor, dan val al jou denkselle plat, en dan kan jy nie dink nie. Yes. So dis waarom jy moet rustig raak, want God het vir jou soveel vermoëns gegee, selfs jou brein is beter as 1000 computers. En as jy net kan kalm en rustig raak, dan kry jy die antwoorde. Dan sê jy, die Here het klaar voorsien, want jy's een met sy wysheid. Wie wil dit glo? Amen. En as jy stil raak en deel raak van sy wysheid, dan sê die Here, okay, hierdie wat nou met jou gebeur, ou Jannie, is nie so erg nie man, ek gee vir jou 'n nuwe opportunities hier, nuwe geleentheid. Hierdie ding wat nou met jou gebeur, gaan vir jou nuwe deure oopmaak. Mense, storms, ons moet eintlik bly wees as daar storms toeslaan. Die arend is bly, hy skrik nie vir 'n storm nie. Hy gaan kop aan kop botsing met 'n storm en dan skiet daai stormwind hom ver bo die storm uit en daar is hy in die hoogtes en hy sweep en hy sien perspektief. Dis wat met my en jou gebeur. Ons kry gereeld slegte nuus en dit wil ons bekramp maak en ons koppe val plat. Nee, wees rustig, wees kalm. Gaan dadelik en begin bid. En as jy nie weet wat moet bid nie, dan bid jy in vreemde tale. Okay? Dan is jou verstand onvrugbaar. Gaan vat die woord. En as jy sukkel om die woord te lees want jy is nou ontstel, dan maak jouself rustig. Sê vir jouself, wees rustig, wees kalm. Kom nou. En die van julle wat gereeld die woord vat en die woord mediteer en jouself voed met woorde van geloof, julle sal gereed wees. Maar ouens wat dit nooit doen nie, gaan sukkel. So moenie wag totdat daar nou 'n groot calamity gebeur en nou wil jy probeer dit doen nie. Oefen nou, terwyl dit kalm tye is. Maak jouself sterk in die woord elke dag. So wanneer daar enige ou stormpie opdaag, dan weet jy hoe om dit te hanteer. Vers 9 tot 13 is weer soort van 'n hofsaak wat gehou word waar die Here sê, kom, bring al julle getuies, kom laat ons kyk wie is nou eintlik God. Bring julle getuies, bring julle bewyse. Soort van. Dis soos ou Gideon wat sê, ag Here, waar is die wonderwerke? Here, hoekom help jy ons nie? Okay, Here, kom redeneer met my. Kom bring die woord. Kom ons gesels daaroor. Dan wys ek vir jou hoe verkeerd te dink jy. Wie stem saam? Here is altyd slimmer as ons. Yes. Okay. Amen. Vers 9. Al die nasies het saam vergader en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat ons die vorige dinge bekend maak. Laat hulle getuies bring dat hulle nie gelyk gestel kan word en laat hulle hoor en sê dit is die waarheid. Dis soos 'n hofsaak. Ja. Dis soos 'n hofsaak. Hier hoor jy die hofsaak aan en die regter roep die getuies en hy sê kom vertel wat het jy gesien, kom vertel wat het werklik gebeur. Nou die Here sê hierso vir hulle, kom bring julle getuies. Kom sê wat het gebeur.
kom en vertel hoe het ek julle gered uit Egipte land uit. Kom, bring julle getuies, laat hulle kom sê, ja, ons het dit gesien. Ja, ons was daar gewees, toe u water uit die rots uit laat kom het. Die Here challenge hulle, hy sê, kom. Wat sê hy toe, wat is van die magtige Farao gebeur? Dat al sy Presies. strijdbaans is hy, julle almee is verswelg. Ja. En hy sê, maar julle is my getuies, sê die Here. Julle wat my volk is, julle is my getuies. Want dit is vir julle wat ek uitgered het, uit die hand van die vyand uit. Hy sê, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. So die mense Ai, wat mense, afgode maak yes. van hulle omstandighede, my Yes. omstandighede is so groot, of my dit is so erg, en dit is so erg, mense, dis teen God is dit niks. Moenie 'n afgod maak van jou probleme nie. O my siekte, o my dit, o my dat, o my kinders hou my so besig, my kinders maak my so moe. Mense, dit is tyd geword dat God meer in jou gedagtes is, Amen, as hy is jou nommer omstandighede en jou Yes. probleme. Kom hou hofsaak met die Here. Ons gaan tweede kom. Amen. Ons gaan tweede kom. Vers 11. Ek is die Here en daar's geen heiland buiten my nie. Partykeer is daar iemand in jou lewe wat baie spesiaal is. En jy dink, daai persoon, die persoon is die liefde van my lewe. En hierdie persoon gaan vir my sorg. En hy gaan my gelukkig maak. En hierdie persoon is my prins op sy wit perd. Pastoor Jan. Is dit wat jy van my destyds gedink En het? baie mense dink, as ek net met hierdie man kan trou, As ons net eers getroud is, as sal ons alles twee net regkom. eers getroud. Nou julle daai Afrikaanse komedie. Yeah. As ons net eers getroud is. En toe trou hulle. En so 30 jaar daarna, weet jy, wat het my besiel nie. Okay, goed. Die Bybel sê, moet op mense nie vertrou nie. Op die mens jou hoop nie bou Op die nie. mens jou hoop nie bou Moet nie. op prinse nie Ek vertrou is so nie. bly as jy 'n goeie man of 'n goeie vrou langs jou het. Ek prys die Here vir hierdie wonderlike man maar wat dis ek nie jou hier God langs nie. my het. Dis nie jou God Maar nie. dis nie my God nie. Ja. En dis nie die persoon wat my behoeftes moet vervul Ag, nie. baie dankie, ek waardeer dit. Amen. Vir almal, né? Ek haal jou van die hoek af. Okay. Yes. Baie dankie. Amen. God is my bron. Ja, julle het almal gehoor, né? Amen. Julle is kyk, ons is besig met 'n hofsaak hier, so né? Yes. Julle is my getuies. Yes. Okay. Goed. God is my bron. Want hoekom sê ek moenie jou hoop op mense bou nie? Want mense is feilbaar. Mense is feilbaar. Een mooi dag, dan staan daai pragtige dierbare mannetjie van jou op uit sy bed uit. En hy stamp sy toon teen die hangkas. En jy kom en jy sê, my liefie, kan jy gou vir my dit en dat? En dan snou hy jou die woorde toe wat jy nie wil hoor nie. Hy sê vir jou, kan jy nie net, ek is besig om 'n storie te vertel. Dit het nie regtig gebeur nie, nee. Ek is besig om 'n storie te vertel. Ek kleur dit in, ek dramatize. En dan sê Ja, daai die man, mense gaan begin wonder. en dan of sê nou- daai man, daai mannetjie nou ek is, né? ja, dan sê daai pragtige, En hulle sal dan natuurlik weet, en ek sê mannetjie nie, ek is 'n man. Ja. Ja. dan sê daai pragtige dierbare man van jou, Ja. wat vir jou sulke mooi liefdesbriewe geskryf het en jou beloof het voor die dominee dat hy sal so goed wees vir jou, dan kyk hy na jou en hy snou jou toe en hy sê vir jou, ag, hou jou bek, jou mislike vrou. Ja, weet die vrou het dalk intussen baie mislik geraak. Jy weet toe in die begin was daai vrou vreeslik nice geweest, né? En toe raak sy mislik met die tyd. Dis ook 'n moontlikheid. En as jou hoop dan nou gebou was op hierdie persoon, dan val jou hele ou lewetjie en jou hele kaartehuis en alles val in mekaar. Moenie jou vertroue op 'n mens sit nie, Ja. want dit bly 'n mens. Ja, ons moet die spanning van mekaar ook afhaal. Yes. Laat jou vertroue op die Here wees en hom alleen. En wees sterk vir die mense in jou lewe, omdat jou Yes. vertroue op die Here is.
Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor en daar was geen ander God onder julle nie. Julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Ook van vandag af is ek dit en niemand kan red uit my hand nie. Ek werk en wie kan dit keer? Dit was in die preek gewees Sondag. As die Here wil werk, wie kan dit keer? Niemand kan dit keer nie. Niemand kan God se werk stop of keer nie. So sê die Here jou losser, die Heiland van Israel. Om julle ontwil het ek na Babel gestuur en ek sal hulle almal as vlugtelinge laat afdaal, naamlik die Galdeërs en die skepe waarop hulle gejuig het. Ek is die Here julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. Nou ek wil net graag iets hier ingooi, skepper van wat? Israel. Nou hier weer eens kom die verbondskepping vir my in. Ons het onlangs 'n studie gedoen van die verbondskepping en dan die nuwe verbondskepping. En ons sien dan in Johannes hoofstuk 1, die evangelie van Johannes, in die begin was die woord en die woord was by God, die woord was God. Alle dinge het deur ontstaan en niks ontstaan en deur ontstaan het nie. Praat van die persoon van Jesus Christus. So 'n verbond of 'n verhouding word geskep met woorde. 'n Man kom na 'n vrou toe en sê, "Wil jy met my trou?" En die vrou sê, "Ja." Daar's 'n verbond geskep. Kan julle dit sien? Jesus kom vandag na ons toe, hy sê, "Ek bring vir julle 'n nuwe verbond, wil julle my aanneem?" En ons sê, "Ja." En so word jy deel van 'n verbond. Dis 'n verbondskepping. So dis vir my baie mooi, die Here, julle heilige, die skepper van Israel, praat van die ou verbond wat hy geskep het. Mens bly dit verbreek en God verbreek nooit die verbond nie. Uiteindelik skei God van sy eerste vrou, Israel, dis simboliese taal wat ek nou praat, en Jesus word dan nou die bruidegom van sy bruid, wie ons is. Kan julle sien hoe gebruik die Bybel beeldspraak? Nou ons is deel van die nuwe verbond, as ons vir hom ja gesê het. Hy sê, almal wat hom aangeneem het, Johannes 1:12, gee hy mag om sy kinders te wees. Kinders wees beteken, jy word familie, jy word deel van die verbond. Wow, dis vir my mooi. So, dis vir my lekker om hierdie goed te lees, en dan, hierdie is 'n skaduwee en 'n tipe, en dan sien ons nou die werklikheid in Christus Jesus. So, vanaf vers 16. 8 tot 13 is God se soewereiniteit, en dan van 14 tot 17 is God se regspraak oor Babylon. Pragtig. Okay. Vers 15. 15, ja. 15. Ek is die Here julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here wat in die see 'n weg gemaak het en in die sterk waters 'n pad gemaak het. Praat weer van dit, wat jy pas gedoen het, ja. 14, Ja. wat ek pas gelees Die het. see gekloof het, ja. Wat waans en perde, leermag en helde laat uittrek het. Tesame lê hulle sal nie opstaan nie. Hulle is uitgeblus soos 'n lampet. En hoe sien ons dit prakties vir ons vandag? Jy weet, dit vat die volk hoe lank om uit Egipte land uit te trek of om verlos te word? 40 jaar. En hoe lank vat dit om Egipte uit? Dit vat 'n paar dae, 'n paar weke. Maar hoe lank vat dit om actually Egipte uit hulle koppe uit te kry? Ja, dit Deur hulle ongeloof, 40 jaar moes hulle rondswerf. Hulle kon binne 7 weke dae in die beloofde land 7 gewees dae. het. Maar as gevolg van hulle ongeloof, omdat Egipte nog in die koppe is, moet hulle vir 40 jaar in die woestyn bly en manna eet wat die Here vir hulle gee. Nou, dit is interessant, die Ou Testament word herhaal weer in die Nuwe Testament. Jesus was nou die Moses wat ons uitlei uit Egipte land uit. En hoe werk dit vir ons vandag? Ons kry hierdie woord wie Jesus is en dit verteer en haal al die Egiptiese denke uit. So mense, die groot ding is, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Romeine 12 vers 2. Kry Christus, die woord, tussen jou ore. Kry Egipte uit. Want Egipte denke gaan vir jou drama gee en storms gee en vuurtoestande gee en probleme gee. Goed, gaan baas. Vers 18. Dink nie aan die vorige dinge nie. Ag, ek dink ons kan net by hierdie vers kan ons afsluit al. Ons kan amper nog 'n hoofstuk doen net vir wie Dink een nie vers. aan die vorige dinge nie. Haai. Mense kan so stories vertel.
Weet julle waar kom ek vandaan? Haai, weet jy, Julle moet verstaan, ek kan nou nie help dat ek nou so is soos ek is en lyk soos ek lyk nie. Weet julle wie ek is en waar ek vandaan kom en hoe swaar het ek gekry? Ek moes in die winter deur die Vaalrivier swem met my boeke op my kop. Skoolboek op die kop, dan Om vat by ek die eers vir my skool pa, uit. dan vat ek eers my pa se lunchboxie daar by die Delawery. En dan moet ek weer terug swem met my boeke bo op my kop en dan gaan ek skool toe. Dis waarom ek vandag 'n dop drink. Ja, dis hoekom julle moet verstaan as ek 'n dop vat. Dit is nog my verlede wat by my spook en die dop maak my kalm. Maar Dink nie aan die vorige dinge nie. Moenie Paulus dink. sê een ding, ek vergeet wat dit wat verby agter is. my is Ja. en ek strek my uit na voor. Dis iets wat goed is om aan geheueverlies te ly oor al jou swaar kry. Ag mense, weet julle ons kan almal storieetjies vertel van hoe swaar het ons gekry. Ja, maar Amen. dis mense wat nou tyd, jy het nou onlangs gepraat van tydteologie teenoor verbondsteologie. Tyd is 'n ding wat is tyd jou gryp, dan dink jy aan jou verlede baie. As tyd jou gryp, dan is jy baie besorg oor môre. Paulus kom en hy sê in Efesiërs 5, koop die tyd uit want die dae is boos. Amen. Want tydgebonde te wees is boos. Nou kom Paulus en dis hoe jy tyd uitkoop. Wie van julle wil gou weet? Dis ook 'n manier hoe jy in sy teenwoordigheid kan vertoef. Hier's die geheim om tyd uit te koop. Want hoekom wil jy tyd uitkoop? Want jy wil in sy teenwoordigheid wees. Sy teenwoordigheid is tydloos en afstandloos. So hoe doen jy dit? Nommer 1. Paulus, een ding, sê almal een ding. Ek vergeet wat verby is. Ek vergeet wat selfs net nou gebeur het. Ek vergeet wat gister gebeur het. Ek praat nou van die lelike dinge veral. Die goeie dinge moet jy die ook dinge wat vergeet. ja, selfs die goeie dinge kan jou vashou want jy wil nou teruggaan na die goeie dinge toe. So, vergeet wat verby is en dan die volgende ding. Jesus sê, wees vir niks besorg nie. Soek die koninkryk eerste. Soek die koninkryk se dinge en al die dinge wat jy so pla sal vir jou bygevoeg word. Moenie besorg wees oor môre nie. Moenie besorg wees waar gaan ek dit kry of waar gaan ek dat kry nie, want die Here sorg vir jou. So as jy uit dit uit kan kom, jy gaan rustig, jy gaan in dis wie jy ingaan, dis wie jy in gebed ingaan. Vergeet wat verby is, vergeet wat net nou gebeur het. Besorg nie oor wat net nou gaan gebeur om môre nie. Gaan in die oomblik in. Geniet die oomblik want die Here is in die oomblik. Geniet die skuilplek van die Here onder sy vlerke. Geniet Psalm 23. Dis die rusplek van die Here by die stil water. Sê al stil water. Stil water. En daar's die groen weivelde. Ek sien daai groen. Dis eintlik 'n groen bed. Hy lê sommer op daai groen bed. Amen. En jy verlustig jou in die Here, Psalm 1. En so kom jy tot so volle reg as die boom wat geplant is by waterstrome. Vrugte gee op die tyd wat dit nodig is. Wat se vrugte? Galasiërs 5:22 vrugte. Vers 19. Ja. Kyk, ek gaan iets nuuts Ja, maak. stap. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Mooi man. Lekker as mense iets nuuts maak. Wie van julle hou daarvan om nee, ek gaan dit anders te noem. Ek gaan nou hierso net gou praat van myself. Ek hou daarvan as ek 'n skildery skilder, dan moet dit iets wees wat ek nog nooit voorheen geskilder het. Stem julle saam? Jy gaan tog nou nie elke keer dieselfde ou prentjie oor en oor verf nie. As jy verf, dan wil jy graag iets nuuts maak. Jy wat kettingkies maak, hou jy daarvan om elke keer dieselfde ou kraletjies te gebruik en presies dieselfde ding oor te doen. Nee, ons hou nie daarvan nie. Ons wat kos maak, jy hou nie daarvan om elke dag dieselfde ou resep te maak wat jy altyd gemaak het. Here sê, watch out, ek gaan iets nuuts doen. Is jy reg daarvoor? Amen. Ja, wanneer laas het jy iets vir die eerste keer Yes. gedoen wat jy nog nooit voorheen gedoen het? Wees reg daarvoor. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorenes te laat drink. En dit is nou ons die nuwe verbondsvolk. Halleluja, Ons sien dit halleluja. nou in onsself. Halleluja, halleluja. Hy sê, daar's 'n woestyn, al ewen as daar 'n woestyn is, hy sê ek maak vir jou 'n rivier sodat jy kan drink. En hierdie is mooi, die Amen. volk wat ek vir my geformeer het,
Hulle sal my lof verkondig. Ek sien duidelik hoe praat hy, en nou wat terugkyk uit 'n Nuwe Testamentiese oogpunt uit, weet dis nou ons eintlik ook wat hy hiervan praat. Die volk wat hy geformeer het in Christus Jesus. Almal wat hom aangeneem het, gee hy mag Om kinders van God te wees. Vers 22, onverdiende genade. Nou, hierso is so 'n bietjie van 'n verwyt. Van die Here se kant af. Hy sê, nogtans het jy my nie aangeroep, Jakob, dat jy jou vir my sou vermoei nie, o Israel. Jy het vir my nie gebring die klein vee van jou brandoffers nie, met jou slagoffers het jy my nie geëer nie, ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers my nie verkoop nie. Nou, dit klink nou hierso asof die Here sê, maar julle het nie vir my gegee wat na my toe kom nie. Maar eintlik wat die Here bedoel hierso is, ja, kyk hier. ek sien, die Here wil sien uit dit wat jy bring dan nou. Ja, wat vir my? Hy wil sien, wat is jou liefde vir hom? Ja, kyk, ek sien die ding groot, Yes. die volk oortree, hulle maak droog. Yes. Maar daar's nie regtig berou nie. Yes. Hulle wil nie tot ware bekering kom nie. En een van die eerste groot dinge ook wat Christus kom doen het, hy sê, hoe sê hy dit? Hy sê, bekeer julle, sê almal bekeer. Bekeer. Die Griekse woord is metamoia, verander jou sienswyse, want die koninkryk van die hemele is hier, dis nou klaar hier. So verander julle sienswyse, God is nie ver nie, God is nou hier. En dan Jesus se naam is Immanuel, God met ons. Nou, wat die Here hier vir hulle sê is, ek is julle God, ek is in julle teenswoordigheid, hy's in die tempel, hy's daar by hulle, maar hulle eer hom nie. Hulle hardloop agter afgode aan. Hy sê vir hulle dan hierso, hy sê, en dan as julle dan nou julle offers bring, is dan nie rarig bekering en verandering in julle harte nie. Julle wil nog steeds agter die ander afgode aanhardloop. Goed. Maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes, jy het my vermoei met jou ongeregtighede. Ai tog, as jy kinders in jou huis het, nee, wat maak jou die moegste van daai kinders, is as daai kinders beklei onder mekaar. Nee, jy kan hard werk, jy kan vloere skop, jy kan allerlei goeders doen, en jy kan dit vat, maar as mense onder mekaar begin beklei, dan dit maak jou lam, amen, dit maak jou moeg, amen. En dis dieselfde met die Here wil nie sien dat ons onder mekaar beklei nie, die Here wil nie sien dat ons oortredinge tussen mekaar het nie. Mense wat beklei is, mense wat jaloers raak en afguns het, en dis baie duidelik mense wat glad nie om die woord kuier nie, glad nie bid nie. 'n Groot deel van gebed is, Psalm 1, verlustig jou in die woord dag. Amen. En dan sê daar wet, maar praat van die woord. Want as jy jou verlustig in die woord, dis 'n integrale deel van gebed. Jy kuier om die woord terwyl jy bid en in sy teenswoordigheid vertoef. As jy vroeg in die oggend dit doen, dan is jy reg vir die dag. Amen. Dan gaan jy nie fights optel nie. Yes. Dan gaan jy nie afguns en jaloesie hê nie. Dan gaan jy nie beklei nie. So ek wil vir die ouers sê, as julle kinders het wat beklei of mense in jou huis het wat beklei, maak hulle vroeg wakker in die oggend sê nou bid ons. Amen. Ons gaan onsself sterk maak hierdie dag. Ons gaan nie beklei nie. Amen. Stem julle saam? Amen. So as jy onmin in jou huis het, staan op jou voete, wees sterk en laat hulle bid. Want sê die Here, ek wil hof hou met julle. Kom na my toe dan bring ons hierdie saak na die hof toe. Want Amen. God is altyd die oplossing. In die ou dae het die mense boeresport gehou. Wie van julle onthou van boeresport? En dan het hulle partykeer 'n kleinerige varkie gevat en dan smeer hulle hom vet. Ja. En dan moes al die jong mense gaan en probeer die varkie vang. Nou, dit was moeilik om die varkie te vang, weet julle hoekom? Want hy was glad. Want hy's vol vet gesmeer. Ja. Dis dieselfde met jou. As jy vol olie is, gaan jou teenstanders gaan sukkel om jou Hulle gaan nie- vas te gryp. hulle gaan Hulle nie- gaan jou dalk aan die agterbeen vat, maar dit gaan so gly uit hulle hand uit. So wees vol van die olie Heilige Gees, van die olie van die Heilige woord. Gees. Amen. Amen. Waar is ons nou? Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil. Wow, die Here sê,
ek onthou nie jou oortredinge nie, om my ontwil. Hoekom sê hy so? Want God is 'n heilige God, en die gedagtes wat God het, is heilige gedagtes. So, moenie onheilige gedagtenis onthou nie. Ons is sy kinders, so sy vader is soos ons, so leer nou van jou vader. So waarom laat jy toe, dat daar sekere mense by jou en jou gedagtes loseer? Hoekom gee hulle herberg? Ek hou nie van daai mense, hulle maak my so kwaad, ek is, weet jy wat, vir wie jy kwaad is, gaan daai kwaad naderhand uit jou uitvloei. En dan word jy kwaad vir die mense in jou lewe, want jy het kwaad tussen jou ore. Jy het Egipte tussen jou ore. So raak ontslae daarvan, spreek daai mense vry, bid vir jou vyand, kry jou kop skoon, want dan gaan jy dit nie uithaal op die mense nie naaste aan jou. Jy's kwaad vir ander mense, en eintlik ontgeld die mense in jou eie huis dit, want jy het nie jou kop skoon gemaak. So die Here sê, terwille van myself, laat ek jou gaan. Ek dink nie meer aan jou. En so moet ons nou kom en sê, terwille van onsself, kry die spooke uit jou kop. Is daar mense wat jou irriteer, is daar mense wat jou kwaad gemaak het, gaan jy toelaat dat hulle nog steeds herberg het tussen jou ore? Laat hulle gaan, man. Jesus naam. Vers. Amen. Vergeet dit. En moenie julle mekaar herinner. Ek wil dit net sê. Julle as Christene, moenie jou broer en suster herinner en sê, jy moenie daai mense trust nie. Onthou jy wat het hulle aan jou gedoen? Dis weg. It's gone. I can't remember anything. Ek kan niks onthou nie. Sorry, ek kan niks onthou. Wil jy nou vir my sê, nou moet ons hulle weer trust, dan leen jy weer vir hulle geld? Nee, moenie stupid wees. Jesus sê, hy sê het om nie mense, of nee, die woord sê, Jesus het om nie mense toevertrou nie, want hy weet wat in die mens is. Ja, kyk, as daar mense is wat swak plekke het, en hulle het jou reeds teleeggestel, kry net uit jou kop uit, moet nou nie daaraan vasgryp nie, maar moenie weer dom wees nie. Moenie weer dom wees nie. Sê amen. As jy uitgee vir 'n toffie, dan moet jy nie huil as mense jou kou nie. Ja, so moet jy So moet jy jouself weer toffie uitgee wees vir 'n nie. toffie. Moenie 'n toffie wees nie, maar wat ek bedoel is, moenie laat daai ding jou garra. Ja, garra is nog wel 'n mooi, waar kom daai Afrikaanse, is dit Afrikaanse woord? Nie, seker van ek al loof iets. Ek hou daarvan, daai garra wat die mense tussen die ore het. Hulle bring garra uit in jou lewe, en dan garra jy ons almal. So raak ontslaaf van die garra. Ek hou nogal daarvan. Vers 26, maak my indagtig, laat ons teen mekaar pleit. Vertel jy dat jy nie gelykgestel kan word. Jou eerste vader het gesondig en jou tolke het teen my oortree. Tolke kry altyd in 'n hofsaal, onthou julle? Ja, hulle praat, ja, die tolk is veronderstel om presies te sê wat die ou sê, maar dan gaan die tolk En hy las sy sterkies by, want die ander ou verstaan ons nou nie die. Yes. So hy sê, ek soek nie sulke tolke nie. So het ek dan heilige vorste ontheilig en Jakob aan die banvloek oorgegee en Israel aan die beskimpinge. Amen. Beskimpinge. So hierdie ding moet ons ook tussen ons ore uitroei. Amen. Die skimpe. Ja, baie mense skimp, né? Nou wil ek vir julle, nou gaan ek 'n nuwe lied vir julle laat sing. En ons gaan hom gou-gou op die Bluetooth speaker speel en ek het die woorde